The lights go out, I am all alone. All the trees outside are buried in the snow. I spend my night dancing. Ja, dis 'n ou kinderliedjie wat begin met ek is bang vir die donker. Dit sê iets oor 'n vrees wat baie kinders het en waarmee baie groot mense ook leef. As jy een donker aand straat afloop en as die straatligte eintlik nie, maar maak dit jou bang. Sê nou as iets wat jou bedreig hier in die donkerheid. Iets wat iemand wat jou skielik kan bespring. Ek is bang daar is iets wat my kan vang, het die ou bietjie gesê. Ons is maar bang vir die donker. Dalk is dit hoekom ons probleme altyd erger lyk in die donker. Ek dink ons ken dit almal. Daai ding dat jy in die nag wakker lê en jou oë staar so die donker in en jy lê in top oor jou kinders dalk of jou geldsaak of oor 'n lewensmaat of 'n vriend. Dinge by die werk, een of ander probleem wat op jou druk. Maar om middernag lyk al ons probleme erger. Die donker maak ons bang. En agter al ons vrees lê hierdie een groot vrees. En dit is baie keer 'n ding wat ons vashou, wat amper soos 'n baas oor ons lewens is. Hoekom het ons vrese so hou vas op ons? Daar is mense wat sê agter al ons vrese lê daar eintlik net een vrees. En dit is die vrees vir die dood. Vrees nie net vir jou eie dood nie, maar ook vir die dood van mense naby aan jou. Vrees ook nie net vir die fisiese dood nie, maar vir die verliese wat ons ly in die lewe. Jy kan jou werk verloor, dinge wat jy opgebou het kan weer aan mekaar tuimel, goed wat jy by mekaar gemaak het kan deur jou vingers glip. Ons is bang vir verlies, ons is bang vir dood. En agter al ons vrees lê hierdie een groot vrees. Dit is baie keer 'n ding wat ons vashou, wat amper soos 'n baas oor ons lewens is. Handelinge 16 vertel van ons 'n vreemde verhaal van twee mense wat in die donker sit. Paulus en Silas is gevangenes. Hulle is hard geslaan en hulle sit nou met hulle seer, stikkende lywe in die diepste sel, in die donkerste donker. Hulle weet nie wat môre vir hulle wag nie. Miskien kan hulle vrygelaat word of dalk kan hulle weer geslaan word. Miskien sit hulle hulle lewe in die tronk om. Kan selfs wees dat die dood vir hulle wag. Hulle weet eenvoudig. Sou ek verskriklik bang gewees het. Maar hulle doen 'n vreemde ding. Wanneer dit middernag is, so lees ons, dan sing hulle en hulle bid en hulle loof die Here. Op 'n manier kry hulle dit reg om nie bang te wees nie. Nou kan 'n mens wonder hoekom, is hulle dalk besonder dapper mense? Ek dink nie so nie. Ek dink dit is bloot dat hulle glo dat daar een is wat groter is as die donker wat by hulle is. Een wat deur die donker gegaan het en wat oorwin het. En omdat hulle hom vertrou, kan hulle in die donker die Here loof. Ek sê dit omdat hulle, wanneer hulle losgeskik word deur 'n aardbewing uit die tronk uit, en te doen kry met 'n vreesbevange tronkbewaarder. Vir hom sê, glo die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Met ander woorde, glo dat daar een is wat groter is, ook as hierdie aardbewing groter is as jou vrees. I'm letting go.
mag jy ook ontdek dat Jesus groter is as die donker. Dat hy die lig is wat skyn in die donker en die donker kan hom nooit